Goeiemôre, liewe vriende. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Dis nie 'n vanselfsprekendheid nie. En ek waardeer dit dat ek hier mag wees vanmôre op hierdie dag wat vir ons baie besonder is. 'n Sombere dag, maar tog ook 'n goeie dag. Omdat ons weer herdenk wat Jesus vir ons gedoen het en daarom sê ons ook dis Goeie Vrydag. Wanneer ons die nagmaal gebruik vanmôre, gaan ons, soos dit genoem word, 'n stil nagmaal hê. Wat beteken ek gaan die formulier, 'n alternatiewe formulier vir ons voorlees en dan wanneer ons die nagmaal gebruik, kom u as individu, as man en vrou na vore of as vriende na vore en u ontvang die elemente van die nagmaal en u gebruik dit. U kan weer gaan sit en 'n gebed doen of u kan dit gebruik en net weer, daar is 'n houe daar om die glasies weer in te sit, of u kan dan u voor staan en dan net die elemente gebruik en daarna kan u weer gaan sit as u wil om 'n gebed te doen. Maar dan, wanneer dit vir u gelees, dan verlaat ons in stilte die kerkgebou. Die gedagte dat ons dan dink aan die kruisiging, Jesus wat gekruisig is en dan eers weer op Sondagoggend opgestaan het. Daarom 'n stil nagmaal vanmôre en op daardie manier gaan ons dan ook vandag herdenk wat Jesus vir ons alles gedoen het. Kom ons sit net so, dan buig ons in aanbidding voor ons Here. Ons aanbid u, Here Jesus. Ons prys u naam, omdat u deur u kruis die wêreld verlos het. Uit liefde vir ons het u ons deur u bloed van ons sondes verlos en ons u koninkryk gemaak. Priesters vir God u Vader. Aan u behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Ek groet u met die seën van die Here. Genade en vrede van God die Vader, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het, en van Jesus Christus die gekruisigde, en van die Heilige Gees wat ons herskep. Ons sing nou saam, daar is 'n dierbare kruis.
Here, ons aanbid U as Vader en Seun en Heilige Gees, ons drie-enige God. Here Jesus, ons buig veral in hierdie oggend voor U, wat U self vir ons kom gee het, deur die ergste lyding en smart heen. Daarom wil ons kom oopstel, wil ons kom vra, Heilige Gees, dat U uit die woord met ons sal praat, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, elkeen wat U vir my wil sê, en dat ek daardie woord in my hart en lewe kan bære, en ook dit kan uitlewe, soos U dit wil hê. Daarom is ons gebed, dat U sal praat, Here, ons as U kinders wil luister. Jesus, alles bid ons in U naam. Amen. Ons skriflesing is uit Johannes 19, vers 17 tot 30. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif laat skryf en dit op die kruis gesit. Daar was geskryf: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, want die plek waar Jesus gekruisig is, was naby die stad. En dit was geskryf in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skryf die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord: wat ek geskryf het, het ek geskryf. Nadat die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy klere geneem en in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en ook sy onderkleed. Die onderkleed was sonder naad, van bo af geheel en al geweef. Hulle het toe vir mekaar gesê: laat ons dit nie skeur nie, maar loot daaroor wie dit sal kry. Dit was sodat die skrif vervul sou word wat sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my kleed het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. By die kruis van Jesus het sy moeder gestaan en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, by haar sien staan, sê hy vir sy moeder: vrou, daar is jou seun. Daarna sê hy vir die disipel: daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, toe Jesus geweet het dat alles klaar volbring was en dat die skrif vervul sou word, sê hy: ek het dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptak gesit en dit aan sy mond gebring. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy: dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Ons gee nou geleentheid dat die koor vir ons sing.
Baie dankie. Hoe raak dit mens, nee? Uiteindelik ere aan die Heer. Dis waaroor dit vir ons gaan. Ek het gemeen aan die begin dankie te sê vir almal wat soveel moeite gedoen het om vir my dit ook goed te maak vandag. Marietjie met die blomme wat vir ons so sprekend is van Jesus se bloed, maar ook van sy lyding en sy kruisiging. Veral met die liedere wat vir my daarmee gehelp het. Ou Marnus met al die, as hulle kort kom pla oor die aanbieding wat gaan kom, en Wynand wat ook vir ons alles reg gekry het. Baie dankie aan almal. Beteken vir my geweldig baie. Ons praat vanmôre uit Johannes oor Jesus se kruiswoorde, sy laaste woorde, dit is volbring. Die Griekse woord is tetelestai. Ek gaan net nou ook ietsie daaroor sê. Bobby Fischer, sal baie van ons weet, was een van die beste skaakspelers wat daar was. Een van sy passies was om kunsmuseums te gaan besoek. Eendag het hy lank voor 'n skildery gestaan waarop daar gestaan het skaakmat. Op die skildery was daar die duiwel wat teen 'n jong man skaak speel. Die duiwel doen sy laaste skuif met 'n glimlag. En terwyl daar by die jong man sweet afdrup, want hy meen hy is geskaakmat. Ons voel ook baie keer so in die lewe, dat die duiwel my onder skaakmat plaas, dat ek nie meer kan nie, dat hy nou vir my eintlik vir my lekker lag, want ek voel sleg oor myself, ek het verloor, ek kan nie meer nie. Maar as ons weer teruggaan na wat hier gebeur het, Bobby Fischer het toe die skaakstaal gaan haal en het presies uitgepak, soos wat dit daar op die skildery is. En na ruk het hy gesê, jong man, ek wens jy kan my hoor, want daar is nog een beweging hier na op die tafel oor, en dan is dit skaakmat. En die beweging is nie joune nie. Is nie die duiwel se nie, maar joune. Jy het die volgende skuif. Waar ons baie keer voel die lewe plaas ons onder skaakmat, kom Jesus met sy liefde, met sy kruiswoord, en hy kom sê hierdie woorde, kom sê hy vir ons. Dit is volbring. En daarmee wil hy vir ons sê, as die lewe vir ons skaak sê, kan dit nie meer vir ons skaakmat sê nie. Die prentjie wat dan vir ons daar is, omdat Jesus gesê dis volbring. Jesus het alles oorwin met sy kruisiging en sy opstanding. Daarom kan ek wel skaak hoor, maar nie skaakmat nie. Kom ons kyk na die Griekse woord, dit is volbring. In die Grieks is dit net een woord, tetelestai. Maar dit is in 'n tydsvorm wat ons nie in ons taal het nie. Dit verwys na 'n daad in die verlede, maar wat nog vandag 'n voortdurende effek het. 'n Mens kan dit voorstel as 'n punt en 'n aandagstreep. 'n Punt wat sê dat iets afgesluit is, en 'n aandagstreep wat sê nog dinge gaan volg. En ons weet, die kruisiging is afgesluit. En waarna kom die effek van die kruisiging? Toe Jesus gesterf het, het hy ons van ons sonde verlos. Maar ons leef nou as verlosters. Daarom kan ons dit ook so sê. 'n Punt vir ons, wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Hy het gesterf en hy daar vir ons sondes betaal. Dis 'n daad in die verlede wat afgehandel is. In ons. Ons is verlosters. En dit het die effek vandag nog, want ek gaan lewe vanuit hierdie verlossing van Jesus, gaan lewe ek as sy kind. Dis 'n voortdurende proses om as kind van Jesus te lewe.
Die verdere betekenis van tetelestai is ook dat, kom ek sê so, die mense wat daar om die kruis gestaan het, sou dit verstaan het, toe Jesus daardie woord uitgespreek het. 'n Boer sal dink, as hy 'n dier sien wat nie 'n defek het nie, 'n defek het nie, wat nie 'n fout het nie, wat geen gebrek het nie, sal hy dink, dit is iets wat klaar mooi en reg en goed is. 'n Kunstenaar wat na sy voltooide kunswerk kyk, sal sê, tetelestai, dit is volbring. 'n Diensknegt sou aan die einde van die werkdag vir sy baas sê, dat alles klaar is. Maar veral was tetelestai 'n bankterm. Wanneer iemand sy skuld klaar by die bank betaal het die bankier 'n kwitansie gegee met die woorde dwars oor dit geskryf. Tetelestai. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Dit is klaar. Ons sê in die volgende prentjie ook, dit is volbring. As Johannes hierso neerskryf, dink hy waarskynlik aan Levitikus 19. En as jy Levitikus 19 gaan, Levitikus 16 althans, het hy dan in gedagte. Daar lees ons dat die priesters vir die volk moes gaan 'n offer gaan bring, 'n volmaakte offer, 'n volmaakte bok of lam wat geen gebrek het nie, moes hy gaan offer vir die sondes van die volk. En hy moes dit buite die kamp gaan doen. Jesus is hierdie volmaakte offer. En Golgotha lê buite Jerusalem. Die priesters het ook op 'n stadium begin om op 'n spesifieke tyd die offer te bring, 3 uur die middag. En dis 3 uur wat Jesus gesterf het. Die volmaakte offer, dit is volbring. Ons volgende prentjie het al daar, wat sê die Jesus se volmaakte offer vir ons, en ook praat hy hier van Jesus se onvoorwaardelike liefde. Hy dors daarom om God se wil te doen, dit is volbring, ek gaan nou daaroor verder iets sê. Jesus se onvoorwaardelike liefde, deur sy lewe het hy sy onvoorwaardelike liefde gewys. Johannes 13 vers 1, voor die voetwassing, lees ons daar dat Jesus sy disippels liefgehad het. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Voor die voetwassing lees ons daar in 13 vers 1. En hierdie onvoorwaardelike liefde kom Jesus ook hier aan die kruis vir ons bewys deur hierdie daad. Deur sy selfopofferende dood hier aan die kruis. Hy het ons lief, hy het die wêreld lief, daarom het hy homself so gegee. Geleerdes sê, ek het dors, en dit is volbring, kan nie van mekaar geskei word nie. Ons kry op ander plekke in die Lydingsweg dat dors en honger wys daarna dat Jesus God se wil doen. As hy sê, ek sal die beker wat God my gee, sal ek drink. Vader, as dit kan, laat dit verbygaan, maar nie u wil nie my wil. Ek sal daardie beker drink. En daarom ook sê die geleerdes ons, hier is nie net die dors wat mense wat aan die kruis het hierdie verskriklike dors gekry. Maar hier gaan dit by Jesus gaan dit meer as net die fisieke dors. Dit gaan ook om 'n dors om God se wil te doen. Hy het gesê hy sal dit ook doen. En daarom hoor ons dat sy woorde, dit is volbring, beteken dat hy gedoen het wat God van hom gevra het. Dit is die betekenis van tetelestai, dit wat hier vir ons ook dan gesê word. Ek het dors en dit is volbring. Nou lees ons hierso in hierdie evangelie van Johannes dat Jesus in beheer is. Die ander drie evangelies vertel vir ons hoe verskriklik hierdie
dag was. Al die dinge wat daar gebeur het, hulle fokus amper meer op die gewelddadigheid van die gebeure. Johannes kom vir ons sê, maar Jesus is in beheer van alles. In sy benouendste oomblikke, die swaarste lyding, bly hy steeds in beheer. En ons sien dit in sy lydingsweg. By die ander sien ons amper dat Judas uitsluip na hulle ete. Jesus stuur vir Judas uit in Johannes. En ons sien dat as Jesus vir Maria, sy moeder raak, sien sy aardse moeder, dat daar die liefde van hom ook hier na vore kom, wat hy vir haar sê, daar is jou seun. En vir Johannes, daar is jou moeder. Want dis die geliefde disipel waarvan hy daar ook praat. Daar die liefde ook aan die kruis, maar dat hy ook in beheer is, en ook vir hulle, vir mekaar kom gee. Ons sien ook verder dat hy besluit wanneer om te sê, dit is volbring. Hy word nie gedwing nie, dis nie iemand anders met hom nie, hy bly regdeur in beheer. Ons sien dat dit was eintlik werklik 'n gewelddadige ding. Alles wat daar gebeur het, die nagtelike gevangenneming, die onregverdige verhoor, Pilatus wat nie hom wil erken nie, dat ook die skare hom verwerp, ook en die soldate wat met hom spot, al hierdie dinge wat gebeur. Hulle kon nie. Johannes skryf, hy sê, ek skryf hierdie evangelie dat julle kan glo. En deur geloof kan ons sien dat Jesus 'n koning is. Deur sy lyding hier, die lydende knegg is dan ook koning. En daarom kom ons by ons volgende saak wat vir ons sê, dat die lewe kan nog vir ons sê, skaak. Maar dit kan nie meer, maar dit beteken ek hoef nie meer so aan te gaan nie. Ek kan nog 'n beweging uitvoer. Skaak is nog nie skaakmat. Jy's onskaak geplaas, maar jy kan nog beweeg. En dit is wat Johannes hier vir ons wil sê. Paulus sê dit ook vir ons in Filippense 1:6. Ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer. En dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. En as Paulus hierso dit skryf, dan gebruik hy dieselfde stamwoord. Hierdie woorde, dit is volbring. Die woorde, dit is volbring wat Jesus geuiter het, bevestig dit vir ons. Daar is 'n God wat my liefhet en my lewe sal voltooi word. As ons weer kyk na daardie skryfie wat sê dit is volbring, dan het onthou in die Grieks is heeltemal anders. En die Bybelvertalers het aan die einde van hierdie woorde, dit is volbring, 'n uitroepteken bygevoeg. Wat belangrik is, want dit kom vir ons sê dat hierdie lydende knegg van die Here oorwinnaar is, wat dan oorwin en wat dan alles doen wat die Vader vir hom gevra het. Die volmaakte offer kom gee en wat sê dit is volbring. Beteken vir ons ook dat ons as ware, omdat ons kinders van Jesus is wat uit sy verlossing lewe, dat ons lewens as ware daardie uitroepteken moet wees. Na Jesus vir ons gesê het, dit is volbring. My lewe, my woorde, dit wat ek sê en wat ek doen, moet eintlik agter Jesus se woorde, dit is volbring, die uitroepteken wees. Wat sê, dit is hy wat dit vir ons gedoen het. En omdat Jesus die lydende knegg is wat oorwin het, daarom kan ons sê, vandag is vir ons Goeie Vrydag. Ek gaan ook Neil Jackson as deel van hierdie dag, Neil Jackson se gedig Goeie Vrydag aan u voorlees. 5 dae tevore op die Sondag het hy triomfantlik die stad ingery.
op 'n donkie se rug. 'n Groot skare het hom verwelkom met palmblare, sy pad uitgelê en geroep: loof hom wat in die naam van die Here kom. En prys die seun van Dawid met 'n dors na 'n nuwe ryk en 'n nuwe vors. Maar Jesus, wat weet wat in elke hart skuil, het niks gesê nie, net saggies gehuil. Die donderdag aand, na hul laaste ete, is hy na die tuin toe met die wete van wat wag. En die seun van God was bang, want hy was ook mens. Daarom het hy verlang dat Petrus en nog 2 by hom moes bly, terwyl hy bid, maar hy sou alleen lê. Die wat deur dik en dun by hom sou staan, was te vaak. Alleen het hy daar vandaan, het hy geweet in bloed en sweet en drink aan die bitter beker wat God sou skink. 3 jaar lank was Judas saam met hom. 3 jaar lank het Judas saamgekom en gegaan, was hy daar met elke fees, by as Jesus 'n blinde of lamme genees, vir die honger sorg, omgee vir mense, buite fatsoenlikheid se netjiese grense. Judas se liefde ken ons almal goed, die mooi glimlag, die skynheilige groet. Die aand het hy dit vriendelik gedoen, maar soms sit daar dood selfs in 'n soen. Toe hulle Jesus gryp, wou Petrus held speel en die vors van vrede met geweld verdedig. Maar Jesus het nee gesê. Hy wou 'n ander disippelskap hê van Petrus die rots, want dit was hy wat verklaar het: ek sal altyd by u bly. Maar die nag, soos soveel vandag nog maak, deur hul dade as dinge ongemaklik raak, het dieselfde Petrus, die rots, 3 keer gesê: ek pas nie by Jesus nie. Pilatus, die goewerneur, wou billik wees, maar die skare het geskreeu: kruisig hom! Hy wou 'n uitspraak van onskuldig lees, maar die skare het gedreun: kruisig hom! Sou keuse Jesus wees, bo die rower? Nee, die skare het gegil: kruisig hom! Later het Pilatus al woede gevrees, want hulle het dit gebrul: kruisig hom! Toe Pilatus sy hande afgespoel en gehoop dat hy sou beter voel. Dit was die bespotlikste van konings, die purpermantel, die kroon van dorings. En as die koning dors is, kry hy wyn. Vonkelwit of donkerrooi, nee, net asyn. Vir ure het die groot spot aangegaan. Toe u hoogheid, wie het jou nou geslaan? Die gesel het gespeel oor sy rug, sy lyf was rooi van bloed. Op die koppie dryf hul spykers deur sy polse. 'n Skouspel was dit vir die wat roep: red nou jou eie bas. Aan 'n kruis roep 'n man hard na sy pa en sug verlaas. Water en bloed dra die boodskap van sy dood. Die aarde beef en grafte beur oop. Die dooies wat leef verskyn oral. In die tempel skeur die voorhangsel oor wat buite gebeur. Die son het op ons skyn. Dit is 12 uur. Middag. Maar die duister, roukleed, duur tot 3. Die skepping rou en 'n groot stilte beaam. Die seun van God is dood. Here Jesus,
ons Here, ons kan nie werklik begryp en besef wat U deurgemaak het nie. Want die kruisiging was erg, maar ook ander is gekruisig. Maar U het God se straf. Al ons sondes, die sondes van die wêreld, het U daar aan die kruis gedra. Daarom bely ons ook, U het ter helle neergedaal. Want dit was hel vir die daar aan die kruis. Dankie Jesus. Daarom aanbid ons U. Daarom is dit vir ons 'n dag wat ons besef hoe dat U gelei het. Maar 'n dag wat ook vir ons Goeie Vrydag is. Omdat deur U lyding ons verlos is. Baie dankie dat ons dit op hierdie wyse ook kan herdenk. Dankie Here dat U vir ons dit ook moontlik maak deur die nagmaal. Dat ons daardeur ook kan weet, U liggaam is werklik vir ons gebreek en die bloed het vir ons gevloei. Daarom aanbid ons U in hierdie dag, maar ook die toekoms in. Here, seën ons ook nou wanneer ons nagmaal saam gebruik en gaan met ons dan verder deur hierdie dag en hierdie naweek. Ons bid dit o Vader in diepe afhanklikheid. Bid dit Heilige Gees deur U werking in en deur ons. Bid dit Jesus, ons gekruisigde Here, in U naam. Amen. Ons sing nou lied 396 en daarna gaan ons oor na die nagmaalformulier. Ek hou vanmôre 'n alternatiewe formulier vir die nagmaal
aan u voor. God het geweet dat dit vir ons as mense uiters moeilik is om entoesiasties te bly in die geloof. Daarom het hy vir ons die nagmaal gegee en die tekens van die brood en die wyn, om ons te herinner aan die Here Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is en sy bloed wat vir ons gevloei het. Want God het geweet, as ons siele nie gevoed word nie, en as ons mense nie goed eet en drink nie, dan is dit vir ons moeilik om in 'n feestelike stemming te bly. En daarom gee hy vir ons die brood van die kruis, om ons lamknie sterker te maak. En streel hy ons kele met die wyn van die kruis, om ons droë kele te lawe, sodat ons nie van uitputting omkom nie. Daarom, wanneer die feesgangers bymekaar is, moet ons die brood neem en die wyn drink, en moet ons oë rig op die ewige feesmaal. En dan sien ons 'n onbeskryflike mooi gesig. En tussen die feesgangers staan die lam van God. Hy het die kruis wat op die heuwel geplant was, uit die grond getrek, en hy neem dit in sy hand. En dit word die groot komponis se dirigeerstok waarmee hy die maat aandui. En so bepaal die kruis, en so begelei die kruis ons van nood tot nood, van maatstreep tot maatstreep, totdat ons lied saamvloei in een magtige akkoord aan die voete van die lam. Sanctus Dominum, heilig is die Here God. Ons gaan nou die nagmaal gebruik, en soos ek gesê het, kom na vore, neem die elemente, en op u manier gebruik u dit, en bid u daaroor, en dan in stilte verlaat u die kerkgebou.